Globale sendingpioniers is gewone mense, kerklidmate wat aan God se roepstem gehoor gegee het om te gaan waar die evangelie die nodigste is. Hulle bou verhoudings, plant kerke en deel Jesus op praktiese maniere, dikwels in gebiede wat nog nooit die goeie nuus gehoor het nie. Hulle werk is uitdagend, maar deur die geloof en deursettingsvermoë bring hulle hoop aan agtergeblewene gemeenskappe. Van is een van hierdie pioniers. In 2016 word hy 'n globale sendingpionier in die noordoostelike deel van Kambodja. Sy reis was nie maklik nie. As 'n jong student wat na beter opvoeding gesoek het, het Van Engelse klasse by die Banglo Stadskerk bygewoon. Nadat hy gedoop is, het hy sy studies voltooi, getrou na sy dorpie teruggekeer. Afgesny van die kerk deur die afstand en 'n gebrek aan vervoer, het sy geestelike lewe agteruitgegaan, na mate hy op plaaswerk gefokus het. Dit was eers in 2016 toe die kerk hulp nodig gehad het weens die siekte van 'n pionierleier dat Van geroep is. Aanvanklik het hy ongekwalifiseerd gevoel en probeer om die roeping te ignoreer. Maar met aanmoediging van medegelowiges het hy teruggekeer na 'n sukkelende kerk, waar slegs 3 gesinne oorgebly het. Van het die nood gesien in God se roeping om te dien aanvaar. Van se sending was om 'n plaaslike stam se jeuggroep te bereik wat in die berge gewoon het, ver van die stad af, maar desperaat was vir onderwys. Vir hulle is onderwys dikwels die enigste weg na 'n helderder toekoms. As 'n globale sendingpionier het Van gehelp om 'n koshuis naby die kerk te vestig, 'n veilige plek vir studente om saam te woon, te studeer en te aanbid. Hulle het dit die koshuis van hoop genoem. Die koshuis het hulle toegelaat om gereeld skool by te woon sonder kostes, aan kerkaktiwiteite deel te neem en in geloof te groei. Ek bly al 2 jaar lank hier. Wat ek die meeste van hierdie koshuis hou, is eerstens dat ek van Jesus leer. Tweedens help dit my met die koste, want ek kan gratis in die koshuis bly. Laastens het ons kerklidmate, ouderlinge en predikante wat my ondersteun. Nie net in my studies nie, maar ook in my verhouding met God. Die koshuis het 'n dinamiese sentrum vir onderwys, disippelskap en gemeenskap geword. Studente het deelgeneem aan daaglikse eredienste, Bybelstudies, Engelse klasse en uitreikprogramme. Baie is gedoop. En die kerk het sterker geword. Die program waarvan ek die meeste hou hier by Bandung Stadskerk is evangelisasie. Alhoewel daar baie aktiwiteite is wat ek geniet, is evangelisasie baie spesiaal vir my, want dit is die tyd wanneer ons uitreik na ons bure en mense in die gemeenskap, sodat hulle meer oor Jesus kan leer. Die koshuis van hoop is meer as net 'n gebou. Dit is 'n plek waar lewens verander word. Die hoofrede waarom ek na hierdie kerk gekom het, is omdat my familie arm is. Ons het nie veel geld nie en toe ek hoërskool in die dorp moes bywoon, het ek 'n plek nodig gehad om te bly. Hierdie kerk het aan my 'n koshuis gebied, 'n veilige plek om te woon terwyl ek studeer, maar dis meer as net verblyf. Die kerk help my ook met my studies en ondersteun selfs sommige van my skooluitgawes. Bid asseblief vir globale sendingpioniers reg oor die wêreld en vir die werk wat hier in Kambodja gedoen word. Bid dat hierdie studente hulle studies sal kan voltooi en na hulle dorpe sal kan terugkeer om te deel hoe groot en wonderlik God is. Dankie dat u globale sending ondersteun. U bydra bemagtig pioniers soos Van om mense te bereik en hoop te verkondig waar dit die nodigste is.